Hallo julle almal, welkom by ons heel laaste sessie van hierdie Bybelstudie werkswinkel. As dit jou eerste keer is wat jy vandag bywoon, dan moedig ek jou aan om na die vorige sessies te gaan kyk. Hierdie is 'n Bybelstudie wat ons so 'n bietjie 'n stap deur die Bybel vat vanaf die boek van Genesis tot en met die boek van Openbaring. En ja, Abba Vader het dit op my hart gesit om hierdie Bybelstudie te begin en bymekaar te sit en Heilige Gees het my gelei en dit help ons om te kyk waar pas watter boek in, wie het watter boek geskryf en basies 'n tydlyn vanaf die boek van Genesis tot en met die boek van Openbaring. En dit is om jou toe te rus om die woord van God te kan lees en te kan sien waar alles in pas. As die woord al ooit vir jou 'n bietjie oorweldigend gevoel het of jy is dalk 'n nuwe babatjie gebore in die gees en jy is so honger vir die Here. Jy wil weet wie is God. Dan is hierdie werkswinkel of hierdie Bybelstudie vir jou en jy kan na al die vorige sessies gaan kyk. Al die notas wat ek hierso op die screen present, is ook beskikbaar op my WhatsApp channel en dit sit ek op die comments, so jy kan daai link gaan volg en al die notas gaan aflaai en ook stadig deur dit werk dat dit vir jou net 'n bietjie van 'n fondasie kan lê. So julle, ek's baie opgewonde vir die laaste sessie. Ek wil net begin met 'n gebed en dan kan ons kyk wat is die laaste paar boeke wat ons moet deurwerk. En ja, gee dis hartseer as mens by die einde kom van iets, maar so ook is daar weer 'n begin van iets nuuts wat voorlê en daarvoor is ek opgewonde saam met die Here, saam met jou. En ja, kom ons kyk wat die Here in store het vir vorentoe. Maar kom ons begin hierdie sessie met gebed en ons doen dit reg. Aba Vader, ek dank U vir elke persoon wat inskakel vandag. Here, ek bid so dat U sal kom vloei en beweeg in hierdie sessie. Lord, I submit and yield this Bible session to you. Have your way. Heilige Gees, beweeg en kom werk met ons hart en maak ons ore oop en ek bid vir vrugbare grond dat elke woord en saadjie op 'n vrugbare grond sal val binne in ons harte. En ek dank U daarvoor en Here, ek dank U vir hierdie hele Bybelstudie fondasie werkswinkel wat U so aan mekaar kom sit het en kom lei het. En Here, dat hierdie werkswinkel mense sal bereik vorentoe ook vir wie dit nodig. And that Lord, you will always get a glorification. En dat alle oë na Jesus gerig toe sal word en dat harte sag sal word en gelei sal word en gerig sal word en gefokus word op U, my koning. En dat ons verhouding met U net sterker sal word en dieper sal word en dat ons U woord sal verstaan en in waarheid sal kan stap. En ek dank U daarvoor. Is my gebed in Jesus naam alleen. Amen. Alright, julle, so ek gaan gou my notatjies deel, soos wat ek altyd doen. En dan gaan ons hierso begin. Kom ons kyk net gou, ek wil net gou hierso share ordentlik. Dan gaan ons kyk waar het ons laas opgeëindig en waar begin ons vandag. Alright, ek hoop julle kan my skerm sien. So julle, ons het redelik baie deurgedraf. As ons gaan kyk vanaf die begin van sessie 1 tot en met tot waar ons vandag is, sessie 9. Die woord is vol, die woord is diep en daar's soveel wat 'n mens deurwerk en die woord is regtig net it's the most beautiful thing. The word is Jesus. Jesus het afgekom en hy was in die vlees, in liggaam en die woord het afgekom en hy kom he dwelt among the people. En toe het hy opgegaan en hy het weer by die Vader gaan sit en hy het die Heilige Gees vir ons gegee wat binne in ons woon. En sodra mens die woord net lees, as jy gelei word deur die Heilige Gees, gaan jy elke dag 'n broodjie hê en jy gaan elke dag
kosies hê om in te kan neem wat jou gaan lei vir die dag en wat vir jou gaan kos gee om deur die dag te kan kom en om in verhouding te wees met ons koning. En die woord gaan net so, dit strek net so ver en is waarheid en dit lei ons. En waar ook al jy vandag is in die woord, volg net die leiding van die Heilige Gees en stap die pad saam met hom. So ja, julle kom ons kyk gou waar het ons geëindig en waar begin ons vandag. Ek het in die vorige sessie gesê ons gaan dit net onder 'n uur hou en ek moet bely julle, ek het nie. Dit was langer as 'n uur, maar kom ons kyk hoe gaan hierdie sessie, hoe lank gaan die sessie wees? Ek gaan dit probeer kort en kragtig hou en dat ons sal kan kyk na die groter prentjie. Ons kan ongelukkig nie in alle detail in beweeg nie, maar laat Heilige Gees lei in hierdie sessie. So ons het in die vorige sessie, as ons net gaan kyk na Nuwe Testament, ons het in die heel begin het ons deur die vier evangelieboeke gedraf, Matteus, Markus, Lukas en Johannes. En julle weet daar's 'n vyfde boek, evangelieboek. Hy's nie in die Bybel nie, dit is jy. Jy is die vyfde evangelieboek. So waar jy gaan is om die evangelie te verkondig. Jou lewe is 'n boek van evangelie. So ek wil julle net vandag met dit bemoedig dat dit wat jy lees in die woord, dit wat jy gaan uitleef daar buite, jy is die evangelieboek. Jy verkondig Jesus in jou daad en hoe jy lewe. So toe het ons daarna 'n bietjie gekyk na die boek van Handelinge wat basies die kerk in aksie gesit het, hoe 'n kerk funksioneer, hoe die evangelie versprei het, die goeie nuus van Jesus en hoe die Here deur sy apostels en deur al sy diensknegte begin werk het. Uh en ja, en die diensmaagde, mans en vrouens en hoe die Here deur elke persoon gefunksioneer het en selfs nou nog vandag. En ons het gesien daar dat Paulus 'n baie groot rol gespeel het ook wat hy al die 13 briewe geskryf het. En dit was al hierdie hier in die middel wat apostel Paulus geskryf het. Hy het al die briewe geskryf aan die verskillende kerke want hy het rond beweeg in die werk van God en hy kon ongelukkig nie na elke kerk toe terugbeweeg nie. Daar's baie vrae wat opgekom het en soos ons bietjie gesels het oor hy die Ou Testament baie goed geken, hy het die wet baie goed geken, hy was baie geleerd in die wet en die Here het hom kragtig gebruik om Nuwe Testament met Ou Testament te link en basies die fondasie te gooi vir die kerk en van daar af het dit vorentoe beweeg tot waar ons vandag is. En ons het tot en met die boek van Hebreërs gekyk. Weer eens, ons kan nie in elke detail gaan nie, maar dit gee vir jou min of meer 'n prentjie van waar die boek inpas en wanneer jy die boek gaan oopmaak, dat jy 'n min of meer 'n konteks het van die agtergrond, wie dit geskryf, wanneer was dit geskryf, plus minus die tydlyn daarvan en ook min of meer wat staan in die boek of wat was die hoofonderwerpe wat hulle oor gepraat het en ek het probeer kyk na die goedjies wat nodig is om net konteks te kan verstaan en wanneer jy die woord lees dat jy basies ja net daai agtergrond en daai fondasie te kan hê want daar's sekere onderwerpe wat die hele tyd opgekom het en ons gaan vandag weer bietjie na dit kyk en uitlig en soos jy die boek gaan oopmaak, dan weet jy waar pas watter boek in en daar's verskriklik baie. Wanneer jy 'n boek of 'n brief gaan oopmaak, daar is baie in dit in, maar dit lei jou, die Heilige Gees sal jou mooi lei wanneer jy die woord oopmaak en wanneer jy self sit en tyd spandeer saam met die Here. So vandag gaan ons kyk na die boek van Jakobus, 1 Petrus en 2 Petrus, die boek van Judas en 1 Johannes, 2 Johannes, 3 Johannes en die boek van Openbaring. En dan is ons aan die einde van die woord van God, met hierdie Bybelstudie fondasie. So ons net bietjie gaan terug kyk na hierdie opsommingkie wat ek gemaak het. Die Nuwe Testament waar ons die evangelieboeke gaan groepeer het saam
het die boek van Handelinge, al die briewe wat Paulus geskryf het. So ons is basies nou hier, so ons gaan na die algemene sendbriewe kyk vanaf hier van die boek af Jakobus tot Judas en dan ook na die boek van Openbaring. So dit groepeer dit net half by mekaar, net om 'n bietjie 'n struktuur te gee. En ek weet ons mense wat hou van struktuur en wanneer hulle dan die woord oopmaak, dan help dit hulle om net daai struktuur te hê. So ons gaan nou nie weer kyk na die boek van Hebreërs nie. Ons het dit in die vorige sessie gedoen. So ons gaan nou begin hier by die boek van Jakobus. So die boek van Jakobus is 'n kort boek. Ek dink hy's 5 hoofstukke, as ek dit nie mis het nie, maar weer eens soos ek gesê het, ons kan nie in die detail gaan van elke boek nie, maar elke boek het soveel nuggets in. Daar's soveel wat gedeel word, wat gesê word, en mens kan soveel oopbreek. So wanneer jy na die woord gaan kyk, jy sal een hoofstuk lees en daai hoofstuk gaan jou so bedien en dit sal so oopgebreek word in jou lewe. So ons gaan nou net kyk, ons kyk net oor hoops, waar is ons, wie het dit geskryf, as jy enige boek vat, as jy een hoofstuk deurlees, jy sal sien die boek van Judas is basies net een hoofstuk. En baie mense kyk dit mis soms en partykeer as 'n boek kort is dan kyk mense dit dalk mis of hulle verag dit of so. Um mense verag nie die woord van God nie. Maak nie saak hoe kort die hoofstuk is in daai boek nie. Daar's iets wat gesê is en wat baie belangrik is en wat 'n mens moet ag gee voor. So ja, die boek van Jakobus 5 hoofstukke. Um hy's baie eenvoudig om te lees, maar sodra jy begin sit, vat die Here jou regtig dieper. Jakobus is geskryf deur die halfbroer van Jesus, Jakobus. En dis moontlik geskryf tussen 44 tot 62 na Christus. So baie interessant dat uh die halfbroer Jakobus het nie Jesus gevolg in die tyd wat Jesus op aarde was nie. Maar na Jesus se kruisiging en opstanding het Jakobus en jy sal sien ook Judas het hulle Jesus begin volg, wat baie interessant is. Die epistel is geskryf nie aan 'n spesifieke kerk nie, maar aan die 12 stamme wat in die wêreld versprei is. So dit sê dit in Jakobus 1 vers 1. Dit kan moontlik aandui dat dit aan die Joodse Christene geskrywe was. So Paulus het Jakobus een van die pilare van die gemeente genoem. Dis in Galasiërs 2 vers 9. Jakobus was die leier van die Jerusalem kerk. So hy het 'n baie groot impak gemaak in daai era. En soos ek gesê het, baie interessant. Um Alhoewel dit die halfbroer van Jesus was, het hulle eers nie geglo in Jesus nie. En eers later het hulle geglo en hulle het Jesus aangeneem as hulle verlosser en saligmaker en hulle het Jesus begin volg en so die Here ook vir hulle 'n plan gehad met hulle lewe en hulle geroep in die werk van God in. En die Here het hulle regtig baie kragtig gebruik. Soos julle kan sien, Jakobus was die leier van die Jerusalem kerk en hy was regtig die pilaar van die gemeente. Jakobus 1 vers 22 sê vir ons, en word daders van die woord en nie net hoorders wat julle self bedrieg nie. En as ek hierdie hele Bybelstudie kan opsom ook, uh hierdie fondasie uit die woord, wat die woord is dat wanneer ons die woord lees, dat dit nie net kennis is en nie dat dit net mens kry mense wat verskriklik baie goed kan onthou en hulle kennis is net amazing. Maar op die einde van die dag, as jy kyk na 'n kind van die Here, kyk jy nie na wat hulle weet nie. Jy kyk hoe hulle optree. Die woord moet basies deel van jou raak. Dit moet jou transformeer. Al daai kennis in die woord, wie God is, hoe ons moet wees as kinders van die Here, moet in jou begin deurwerk in jou liggaam, in jou gedagtes, dat elke broodjie wat jy eet van die woord, dat dit jou basies kom transformeer, dat jy 'n dader word van die woord en dat jy lyk soos die woord van God en nie net die kennis het nie. En ja, jy kan al die kennis hê in die wêreld, maar as jy nie in Jesus is nie, if you don't abide in Jesus Christ, as jy nie in hom is nie en jy lyk nie soos hy nie, dan is dit maar net kennis. So al daai kennis in die woord wat ons lees, moet jou basies kom transformeer om te lyk soos Jesus.
En dit is wanneer die woord regtig ek sal sê in Engels it becomes a demonstration of the word of God. Dis wanneer en ons het dit in die heel eerste sessie gedoen is wanneer die woord so gedemonstreer word deur ons lewens en ons laat toe dat Heilige Gees kan beweeg deur ons lewens, deur ons tempel. So ja, Jakobus is 'n baie baie mooi boek om te gaan lees, 5 hoofstukke, baie nuggets, daar's baie goedjies daarin, verskillende onderwerpe en alles en jy kan lekker stadig deur dit werk. En ja, is maar net interessant om te weet waar die geskiedenis bietjie inkom van wie die boek geskryf het en van watse oogpunt dit afkom, geïnspireer deur die Heilige Gees. En ja, dis 'n lekker kort boek as jy voel jy wil net daar gaan sit en met in hierdie boek oopmaak en hom lees. Dis 'n baie mooi boek en dit gaan jou so bedien. Elke boek is mooi. Uh elke boek is spesiaal en interessant van sy eie perspektief af. En wat obviously in wat se seisoen jy self bevind. So 'n mens moet gelei word deur die Heilige Gees om die woord te lees in watter seisoen jy jouself bevind. Dan het ek net so 'n bietjie 'n paar fotootjies kom insit van die stad van Jerusalem en ek wou nou maar net bietjie graag wys hoe dit daar lyk toe ek daar was so 3 jaar terug. En soos julle sien daarso daai dak daar was so goud is, daai tempel daar, dit is the Dome of Rock nou en ons het bietjie daar gesels in elke sessie dat dit is waar die oorspronklike tempel gestaan het, die eerste tempel en die tweede tempel. En vandag staan die Dome of Rock daar wat hulle daar gebou het. Dit word nou besit deur die moslems. Maar ja, julle dis real en ek het die voorreg gehad om daar deur die stad van Jerusalem te gaan stap. En as jy ooit die geleentheid het om 'n toer soontoe te kan doen, bemoedig ek jou regtig aan om dit te doen. Obviously ook gebaseer op die toestand op die oomblik. In die laaste ruk was daar baie oorlog en alles wat daar plaasvind. Maar as jy daai geleentheid het en jy kan dit doen, moedig ek jou regtig aan om dit te doen. Dit is 'n amazing experience. It's absolutely ja, dit is ek dink al selfs met 'n mens weer gaan en weer gaan en weer gaan en jy kan daai geleentheid kry. Ek dink elke ervaring sal definitief spesiaal wees. So, ons gaan nou kyk na die boek van Petrus en daar hy's in twee dele opverdeel, 1 Petrus en 2 Petrus. Nou, wie is Petrus? Petrus was 'n visserman wat geroep was om Jesus te volg. Markus 1 vers 17 tot 18 sê, en terwyl hy langs die see van Galilea loop, sien hy Simon en Andreas sy broer besig om 'n net in die see uit te gooi, want hulle was vissers. En Jesus sê vir hulle, kom agter my aan en ek sal maak dat julle vissers van mense word. Nou, Petrus was een van die 12 disippels wat Jesus gevolg het. Hy het gesê, kom volg my en Petrus het hom gevolg. En ja, Petrus was sy werk wat hy gedoen het toe hy nog in die wêreld was of ja, toe hy nog deel van die wêreld was en of 'n wêreldse leefstyl was hy 'n visserman. En toe die Here hom roep toe hy hom 'n visser van mense gemaak en Petrus het uh basies die woord gaan verkondig en baie mense tot bekering gebring deur sy prediking. So ons sien dat Petrus is op Pinksterdag vervul met die doping met die Heilige Gees en hom as 'n rotsvaste apostel erken. Die eerste helfte van die boek van Handelinge vertel ons by die gebeure waar hy betrokke was. So as jy hulle gaan lees in die boek van Handelinge, daar word baie gepraat van Petrus en wat hy gedoen het en waar hy rondbeweeg het. En ons sien ook dat die eerste prediking gelei deur Petrus was op Pinksterdag en daar 3000 mense tot bekering gekom. Matteus 16 vers 18 sê vir ons, en ek, wat Jesus is, sê ook vir jou, jy is Petrus, en op hierdie rots sal ek my gemeente bou, en die poorte van die doderyk sal dit nie oorweldig nie. So Petrus was regtig 'n rots. Die Here het sy kerk gebou op deur Petrus, en die Here het vir Petrus baie kragtig gebruik. En
Ja, hy het maar nou net twee briewe hier geskryf, maar die werk wat hy gedoen het vir die Here is, 'n mens kan dit nie net opsom in twee boeke nie, want die Here het hom regtig baie kragtig gebruik en hierdie twee boeke wat hy wel geskryf het is ook baie spesiaal en kragtig en wat ons so kan leer by hom, geïnspireer deur die Heilige Gees. En ja, as ek half hierdie twee boeke kan ook opsom, hy gee baie praktiese raad in die briewe van hoe Christene in moeilike tye moet leef. So ja, Petrus het dit nie maklik gehad nie en dis wat die woord sê, sodra ons Jesus begin volg, there will be persecution, there will be people that will come against us. Wanneer 'n mens 'n kind van die Here word, is dit nie dat net dinge makliker raak nie. Inteendeel, wanneer 'n mens die nouer pad begin stap, dan lyk 'n mens nie meer soos die wêreld nie. Ons is in hierdie wêreld, maar ons is nie van die wêreld nie. En as jy jou lig wil skyn vir Jesus, gaan daar moeilike tye soms wees, waar mense teen 'n mens gaan opkom en die vyand gebruik daai mense. En Petrus het deur baie baie harde klippe geklou um en die Here het hom kragtig gebruik om die kerk te bou en mense tot bekering te bring en mense toe te rus om die werk van God te doen. En dis baie interessant. Ons sien dat hy het moontlik hierdie boek geskryf tussen 60 en 68 na Christus aan die einde van sy lewe in Rome. En hy is min of meer tussen 67 en 68 na Christus gemartel. Nou as jy gaan kyk na die boek van Johannes hoofstuk 21 vers 18 tot 19, het Jesus daarvan gepraat en ek kan eintlik na hierdie skrifgie toe gaan dat 2 Petrus 1 vers 13 tot 14 sê en ek beskou dit as reg solank as ek in hierdie tentwoning is om julle deur herinnering op te wek. En dis Petrus hier aan die woord, omdat ek weet dat die aflegging van my tentwoning op hande is, soos ons Here Jesus Christus dit ook aan my bekend gemaak het. So ons sien in die boek van Johannes hoofstuk 21 het Jesus daarvan gepraat dat Petrus gaan lewe vir Jesus Christus en ja, die manier hoe hy dood gaan gaan, dit gaan nou nie so mooi wees nie. Um So hulle sê ook dat Petrus was gekruisig maar onderste bo. So want hy wou nie in dieselfde manier gekruisig gewees het soos Jesus Christus nie. So ja, as jy jou lewe vir die Here gegee het, gaan daar maar moeilike challenges kom, testing and trials, it will be there. But the most important thing is dat jou geloof geanker bly in Jesus. Want die oomblik wat 'n mens Jesus aanneem, dan lewe mens vir hom. 'n Mens lê jou lewe neer vir hom. En dan stap 'n mens hierdie pad en in die roeping wat die Here 'n mens geroep het. En 'n mens doen sy werk en 'n mens beweeg en skyn die lig van Jesus. Hier is net 'n tydelike liggaam wat ons het. Eendag gaan ons ewigheid hê saam met ons koning in die hemel. So hy het regtig alles ingesit vir die Here en interessant genoeg ook, jy weet, dat sy lewe tot 'n einde gekom het en hy was gemartel en doodgemaak vir die evangelie van Jesus Christus. En ja, so dis basies Petrus. Ek het die voorreg gehad om 'n foto te kon neem. Hulle sê hierdie is die oorblyfsels van Petrus se huis in Kapernaum. So hulle het dit probeer so hou in die oorspronklike vorm wat hulle kan. En ja, dis baie interessant. Hier was sy huis gewees en dis waar Petrus gebly het en interessant dat hy ja, nie eintlik lank daarna wat ek meen 67, 68 na Christus wat hy gemartel is. Is eintlik maar 'n kort tydjie na Jesus Christus wat gekruisig was. So dit was basies hy het basies kon sê 40 jaar daarna gehad. En hy het kragtige werk gedoen deur die Heilige Gees wat deur hom beweeg het. So die boek van 1 Petrus, 2 Petrus, kragtige boeke, gaan sit en lees dit. Nou weet julle waar pas dit in, wanneer dit min of meer geskryf is en wanneer jy ook deur moeilike tye gaan, is dit ook 'n lekker boek om te gaan lees en jou geloof te anker in Jesus Christus. Maar weer eens, ek gaan nie in die detail nie. Hier is 'n oorhoofse deel wat ons na kyk, maar daar's soveel wat hy in gaan en baie nuggets ook, sal ek sê. Baie onderwerpe wat hy inspring en al is dit net twee boeke, hy het soveel aangespreek
deur daai twee boeke. 1 Petrus 1 vers 6 tot 7 sê vir ons daarin verheug julle heel al word julle nou as dit nodig is 'n kort tydjie bedroef onder allerhande beproewinge sodat die beproefdheid van julle geloof wat baie kosbaarder is as goud wat vergaan maar deur die vuur gelouter word bevind mag word tot lof en eer en heerlikheid by die openbaring van Jesus Christus. Nou soos 'n mens hierdie pad begin stap saam met die Here, die dag wanneer jy jou lewe vir Jesus Christus gegee het en jy begin hierdie pad te stap, sal jy sien soos jy in waarheid begin stap, jou geloof word net sterker en sterker in die Here. En deur al die beproewinge wat ons gaan in die lewe, word jou geloof regtig geanker in hom, in wie hy is. Want die woord sê wie hy is en die vyand wil die heeltyd teen die waarheid gaan. En wanneer 'n mens deur moeilike goed in jou lewe stap, dis eintlik in die tye wanneer 'n mens voel jy's laag, you're in the valley and not on the high mountain. Dis regtig wanneer 'n mens jou identiteit net soveel sterker bevind in Jesus Christus en jou geloof in hom, in wie jy is in Jesus Christus. En dis in oomblikke soos dit wat jy regtig meer geanker word in die waarheid van God en in verhouding met die Here. So ja, hierdie is baie mooi boeke en jy kan dit mooi rustig deur gaan lees. Ons gaan nou kyk na die boek van Johannes, 1 Johannes, 2 Johannes en 3 Johannes en ook bietjie saam dit kyk na die boek van Johannes. So Johannes die apostel, die geliefde, het hierdie boeke geskryf, en ons het bietjie daar gepraat toe ons na die boek van Johannes gekyk het. Onthou die boek van Johannes was een van die evangelieboeke en Johannes die geliefde het hierdie 1 en 2 en 3 Johannes ook geskryf. En hy was een van die 12 disippels wat Jesus gevolg het. So Johannes 13 vers 23 sê, en een van sy disippels, hy vir wie Jesus liefgehad het, het aan tafel teen die bors van Jesus gelê. So dit was Johannes die geliefde. En ja, interessant dat hy het vir Johannes gevra om te volg en hy het hom gevolg. Maar daar's iets baie spesiaal aan Johannes die geliefde. Alhoewel al 12 disippels Jesus gevolg het, was hy regtig een van daai wat weer uitgesonder was in die sin van hy wou regtig naby aan Jesus loop, sy intensies van sy hart, sy verhouding met die Here en dis hoekom hulle hom die geliefde genoem het, een wat Jesus liefgehad het. So die keuse lê by ons. Ons kan Jesus aanneem deur sy genade, maar dis wat ons maak daarvan, hoe ons in verhouding met hom stap. Dit hang alles van ons af en ek sê altyd dat enige verhouding verg werk. Nie werk uit jy moet dit en dit en dit doen nie, maar dit verg werk om aan jou verhouding met die Here te werk. En of dit nou jou verhouding is, kom ons sê jy's getroud, jou man of vrou of 'n vriendin of 'n vriend of jou verhouding met jou ouers of jou familie of wie ook al, dit verg werk. Jy moet effort insit, jy moet tyd maak vir hulle, jy moet jou lewe neerlê vir hulle, soos die woord sê, om jou lewe neer te lê vir Jesus en jou kruis op te tel en hom te volg. Enige verhouding verg werk in die sin van om dissipline in te sit om tyd te spandeer saam met Jesus. So wanneer ons hierdie lewe saam met hom stap, dis wat ons daarvan maak. Ons besluit, gaan ons Jesus inlaat in ons lewe? Gaan ons die Here inlaat in elke keuse wat ons neem? Gaan ons hom inlaat in elke besluit by wat ons staan in ons lewe, in elke seisoen wat ons in is? Gaan ons hom in die moeilike seisoene en in die maklike seisoene inlaat? Gaan ons totaal en al op Jesus Christus vertrou wat alles verstaan en bo ons verstand is, dat soms nie ons maniere te volg nie, maar Jesus se manier te volg, om die Heilige Gees se leiding te volg. Gaan ons hom ook dien en loof in tye wanneer dit regtig moeilik gaan en nie alles net gemaklik is nie, en wanneer dinge jy weet, mens kry seisoene wat dit moeilik is, maar gaan ons nog steeds Jesus inlaat in ons lewe. En
En ek meen mense sien dit selfs in huwelike wanneer dinge bietjie begin rof gaan dan word die huwelik regtig getoets. Gaan hierdie huwelik dit maak of gaan wil die persoon net in die verhouding wees wanneer dinge goed gaan en maklik gaan. And that's at the end of the day what it's about is following Jesus in every possible season that you find yourself. En ja, Johannes hy was special. Hy het Jesus regtig liefgehad met sy hele hart, siel en verstand. Um en dis hoekom hy die geliefde genoem word. Alright, kom ons beweeg aan. Hy was moontlik een van die oudste apostels. Hy noem homself die ouderling, soos jy gaan kyk na 3 Johannes 1 vers 1. En hierdie boeke is geskrywe rondom die einde van Johannes se lewe wat min of meer tussen 85 en 98 na Christus was, volgens die geleerders. So hy was een van daai 12 disippels wat die oudstes geword het en wat 'n vol lewe basies gehad het en ook het hulle sê hy is dood aan natuurlike oorsake. Hy was nie een van daai wat gemartel is en doodgemaak is nie. So die boeke van 1, 2 en 3 Johannes is baie kort en kragtig. Ek dink die eerste 1 Johannes is soos 5 hoofstukke. Um en dan kry jy 2 Johannes en 3 Johannes. Ek dink daai is elkeen net 1 hoofstukke elk. Maar as jy gaan kyk na hierdie boeke, alhoewel dit kort is, weer eens ons verag nie die woord nie. Ons kyk nie na hoe lank 'n boek is nie. Maar hierdie boeke is so kragtig en dis interessant dat alhoewel hy die boek van Johannes geskryf het, die een van die evangelieboeke, dat die Heilige Gees ook hom geïnspireer het om hierdie boeke te skryf en dat die Here besluit het dat hierdie boeke in die woord van God moet wees. En ja, hy sê so in 1 Johannes 1 vers 1 tot 2 sê hy, die woord het in die vlees verskyn. Nou dit is Jesus. Nou onthou hy het gewandel saam met Jesus. En hy het gesien hoe die kerk in aksie beweeg het nadat Jesus nie meer daar was nie. En hy het hier op sy eindtyd het hy hierdie boek geskryf. So dis pretty amazing. Ek dink die geliefde Johannes, ek weet nie, moes seker net awesome gewees het. Van sy perspektief af, ek dink as ek ook kan kies is om in sy skoene half te geloop het in die tyd wat hy in daai era was. Maar ja, ons is hier vandag en ons het 'n doel om uit te lewe, maar dis net ja, dis vir my baie interessant. So hy sê wat van die begin af was wat ons gehoor het, wat ons met ons oë gesien het, want hy het Jesus gesien, wat ons aanskou het en ons hande getas het aangaande die woord. Dis wie Jesus is. Ek meen hy het aan Jesus vat, hy het gaan sit op die skoot van Jesus en aan sy bors gelê. He touched the word. Hy het die woord aangeraak, fisies met sy hande. En die lewe is geopenbaar en ons het dit gesien en ons getuig en verkondig aan julle die ewige lewe wat by die Vader was en aan ons geopenbaar is. En hier kom Johannes net weer terug. Hy sê die middelpunt is Jesus Christus. Ons het Jesus gesien. Ons het die woord vasgehou. Want onthou, in die heel begin, die woord was daar van die begin af. As ons gaan kyk na dag 1, toe God alles geskaap het hy gesê die woord was daar van die begin af. Die lig was daar van die begin af. En dit was Jesus Christus. Dit was in hierdie oomblik van tyd wat God Jesus gestuur het af aarde toe, sodat die woord tot vervulling kon kom en dat Jesus basies die woord het op aarde kom uitstap en uitlewe in perfektheid, volmaaktheid en die wet is vervul sodat ons op die einde van die dag Jesus kan aanneem, genade gekry het en die bekragtig is deur Jesus om soos 'n kind van Jesus te kan lyk, om 'n Christen genoem kan word. En ja, hulle het Jesus gesien met hulle eie oë en aangeraak. En dit is hierdie mooi ding van hierdie hele Bybelstudie fondasie is, ons kyk na die woord van God, ons kom altyd terug na die woord toe. Wanneer mense bedien in goeders en die woord verkondig, die fondasie kom uit die woord van God af. Wanneer jy begin meer praat soos die woord, you're starting to live out Jesus. You are becoming the word, which is Jesus. You are becoming the light.
So, hoe meer 'n mens die woord lees, hoe meer weet jy van God en hoe meer kan jy soos Jesus lyk. Hoe meer kan 'n mens getransformeer word om soos God te kan lyk en basies die lig te kan wees vir ander mense. En alles is die middelpunt is Jesus. Jesus is van die begin tot die einde. En ons moet Jesus sien in die Ou Testament en in die Nuwe Testament van die begin tot en met die einde van die woord van God. En jy gaan sien nou in die boek van Openbaring vir wat ons almal vooruitkyk en opgewonde is wanneer Jesus weer gaan kom. So as ek die boeke van Johannes kan opsom, um hy fokus baie op verhouding met die Here en verhouding met die mense en dit is hierdie mooi ding. God het die begeerte in ons hart gesit. God het die begeerte in ons hart gesit wat net hy kan vervul. Dit is om eerstens verhouding met God te kan hê en dan verhouding met mense. En hierdie is basies waarop die grootste gebod en die tweede gebod van afhang is om God met jou hele hart, siel en verstand lief te hê en dan die mense om jou lief te hê soos wat jy jouself liefhet. En dis wat alles op gebou is. As jy daaraan dink, ons is gemaak om verhouding te hê met mense, met die Here en met mense. Dit gaan jy, 'n mens gaan jy, you will never be able to escape that. As jy in 'n besigheid werk of wat ook al werk jy is, jy werk met mense daagliks. Jy's in verhouding met mense en hoe jy hulle hanteer maak saak. Ons werk is om mense tot Jesus toe te bring. Ons moet hulle lei en vertel van Jesus Christus. Dit is die groot opdrag wat die Here vir ons gegee het. So alles kom uit verhouding. This is the most beautiful thing is that alles kom terug na liefde. Die liefde is dat Jesus sy lewe neergelê het vir ons en hy het ons eerste gekies dat ons hom kan kies en hom lief kan hê en mense om ons. En niks anders gaan jou lewe vul behalwe Jesus Christus nie. Niks kan nie. Jy kan enigiets op aarde gaan soek. Nothing will fill you ever like Jesus Christ. Want Jesus is die brood van die lewe. Hy is die lewende water. Jy sal sien dat soos jy hierdie pad met die Here stap, besef jy net daar's goeters wat regtig net in die lewe wat 'n mens half, ek sal sê, partykeer eerste gestel het en jy het besef maar hierdie vervul my nie soos Jesus Christus nie. En jy besef eintlik dat die enigste persoon, the only thing that can fill you totally and all is God. Nie enige ander addiction nie enige ander verslawing of enige ander ding of enige ander werk of enige ander hobby of aktiwiteit wat jy het of geld of mense nie, selfs mense kan jou nie vervul nie. Net God kan enige leemte toemaak in jou hart. Want hy het daai begeerte in ons hart gesit. Hy het ons dan gemaak. God designed us. And he designed us in that way that only he can fulfill us. En dat ons ook daar is om mekaar te bedien en mekaar se voete te was. So ja, Johannes fokus ook baie hierson. Hy sê in die begin was die woord en die woord was by God. Nou dis Jesus. Dit was Johannes 1 vers 1 tot 5. Hy was in die begin by God en alle dinge het deur hom ontstaan en sonder hom het nie een ding ontstaan wat ontstaan het nie. In hom was lewe en die lewe was die lig van die mense en die lig skyn in die duisternis en die duisternis het dit nie oorweldig nie. Weereens wat Johannes net hier sê is dat Jesus is die woord. En wanneer ons in hom is, wanneer ons hom aanneem, wil ons soos hom lyk. Ons wil soos Jesus lyk. And he's the only one. Hy is die lewe wat ons kan vervul. En Johannes fokus baie op broederlike liefde in die boeke van 1 Johannes en julle sal sien, daar's baie meer goeders wat hy aanspreek. Hy fokus nie net daarop nie, maar julle sal sien, alles is gevorm en gebou rondom dit en hoe ons sy woord nakom. 1 Johannes 2 vers 3 tot 6 sê vir ons, en hieraan weet ons dat ons hom ken, as ons sy gebooie bewaar. Hy wat sê ek ken hom en sy gebooie nie bewaar nie, is 'n leienaar en in hom is die waarheid nie. Maar elkeen wat sy woord bewaar, in hom het die liefde van God waarlik volmaak geword.
Hieraan weet ons dat ons in hom is. Hy wat sê dat hy in hom bly, behoort self ook so te wandel soos hy gewandel het. So hoe het ons God lief is wanneer ons sy woord nakom, wanneer ons soos hom lyk in soos sy woord. Dis wanneer die woord getransformeer word in ons binneste. Is nie net kennis nie. Dit word deel van ons lewe. Ons begin soos Jesus te lyk. Want ons het hom lief. En dit is wanneer dit regtig volmaak word binne in ons. And that's what life is all about. Dis die punt van lewe is om verhouding met die Here te hê met mense om ons en soos sy woord te lyk. En deur sy woord na te kom, nie uit 'n plek van wet nie, nie wettism nie, not legalism, but out of a place of Heilige Gees bemagtig ons om meer soos Jesus te kan lyk. En is 'n proses. As ek terugkyk na my lewe, dis regtig 'n proses. Ons gaan altyd meer vrug wil dra en meer soos Jesus lyk. Daar's 'n baie mooi hoofstuk. Ek's baie lief vir die hoofstuk Johannes 15. Dit praat van wanneer ons in hom is wanneer dis wanneer ook in seisoene wat hy bietjie he will prune us. Hy sal die takkies bietjie afhaal wat nie vrug dra nie, want ons wil vrug dra, ons wil lyk soos Jesus. En selfs waar ons reeds vrug in ons lewe dra, wil hy hê ons moet nog meer vrug dra. So dis 'n aanhoudelike proses. It's a constant process of becoming like Jesus. En dis wanneer die woord so in ons is, die woord Jesus so in ons is, dat ons kan nie andersins as om soos Jesus te lyk nie. Dis soos ons begin meer en meer soos waarheid te lyk en te ryk en al daai dinge. Alright, julle nou kyk ons na die boek van Judas. Judas is net een hoofstuk lank. Baie kort boek, maar weer eens ons verag dit nie. Baie belangrike goed wat hier ingeskryf is. It's like a sermon op sy eie en hy's 'n preaching gedeelte op sy eie. Judas is 'n diensknegt van Jesus Christus en broer van Jakobus, aan die wat geroep in God die Vader geheilig en vir Jesus Christus bewaar is. Nou Judas is die halfbroer van Jesus, soos Jakobus, en hy het die boek van Judas geskryf. So hierdie is nie Judas wat Jesus verraai het nie. Dis nie een van die 12 disippels nie. Dit is Judas, die halfbroer van Jesus. So interessant, daar is 6 mense wat genoem is in Judas, wat genoem is van Judas in die Nuwe Testament, maar die beste bewys wat identifiseer Judas wat genoem is, wat hierdie boek geskryf het, is Judas in die boek van Matteus 30 vers 55 en Markus 6 vers 3 is die halfbroer van Jesus. So met ander woorde, daar's 6 Judasse genoem, maar die beste indikasie wie hierdie boek geskryf het is die halfbroer van Jesus, Judas. En dit kom voor in Matteus 13 vers 55 en Markus 6 vers 3. En interessant, soos ek vir julle gesê het, hulle het nie Jesus gevolg van die begin af nie. Hulle het eers na Jesus se kruisiging en opstanding, toe het hulle eers Jesus begin volg. So julle kan gaan lees in Johannes 7 vers 5 en Handelinge 1 vers 14 daarvan. Weer eens, dis nie ons begin nie, maar dis hoe ons eindig. Die woord sê dit ook. So dis interessant, want ietsie wat baie gebeur vandag selfs nog en wat die woord daarvan praat, is baie keer word 'n mens verwerp in jou eie in your own hometown. Nou, even Jesus was verwerp. Hy was verwerp in Nazareth. Hy het nie baie miracles en wonders en genesing en healing en al daai goeders gedoen daar nie, want nie baie het geglo nie. En soms gebeur dit en jy weet selfs om jou eie familie te bedien is baie moeiliker as om ander mense om jou te bedien. Die verwerping kom baie makliker in die mense die naaste aan jou. So hier's ook 'n bewys dat selfs die 2 halfbroers van Jesus het hom nie eers gevolg in die begin nie, maar eers na die tyd. So dit gebeur ook. En dat dit soms baie moeilik is om die mense die naaste aan jou te bedien. En ja, maar so stuur die Here die regte mense op 'n mens se pad en hy lei en hy wys wie ons moet bedien en ons moet baie keer ons moet volhard vir wat die Here ons vra en wie ons moet bedien. So vers 1 van hierdie boek sê
identifiseer die lesers wat Christene is as geroep, geheilig en bewaar is. So hy's gerig hier op die kinders van die Here. Hy sê julle is geroep, geheilig en bewaar en hy fokus op hierdie boek baie op of die onderwerp van die goddelose en valse leraars. En hy spreek 'n baie belangrike onderwerp hier aan dat 'n mens moet versigtig wees dat daar goddelose en valse leraars rondbeweeg en hulle verdraai die woord of hulle they twist the word, they tickle the ears. Hulle wil die woord verdraai of goeders weglaat of nalat of byvoeg. En Judas is baie streng hierop wat sê as ons 'n kind van die Here is, as ons Jesus volg, volg ons die woord van God en niks anders nie. Anderste nie. Ons kan nie byvoeg of ons kan nie die woord verdraai of enigiets soos dit nie. Ons moet ook die woord verstaan. Wanneer ons hom lees, moet ons nie ons eie interpretasies maak nie. Ons moet gelei word deur die Heilige Gees. Daarom sê ek dat as jy in 'n kerk is en jy's onder die woord, jy leer daar en soos byvoorbeeld ek wat nou hierdie werkswinkel doen, ons rus die liggaam van Christus toe, maar dis jou verantwoordelikheid om self te gaan sit en die woord te lees en dat Heilige Gees jou lei in die woord, want daar is mense wat rondloop wat valse leraars is en goddeloos is, wat die woord verdraai en tot hulle voordeel die woord verander. So Judas het baie streng op gefokus en jy sal sien selfs hier in die boek van Judas, hy het gefokus ook op die onderwerp van genade en ons gaan nou kyk hierna na die boek van Openbaring, maar ek moet net gaan na hierdie skyfie kyk na genade en hy het gefokus op basies wat daar gebeur het is, hy het gesê nou dat julle Jesus aangeneem het, want Jesus het gekom, Jesus het die wet vervul en hy het deur Jesus se genade kan ons Jesus aanneem. Maar wat die mense toe daar gedoen het, hy het na hulle verwys dat alhoewel hulle nou Jesus aangeneem het, hierdie mense het teruggeval op 'n goddelose lewe. So hulle het die genade uit balans uitgevat en ek dink dis half wat ek nou op wil fokus hierso en ietsie wat die Here net vir my uitgelig het in hierdie Bybelstudie wat ek moet aanspreek is genade en die balans daarvan. Want wat gebeur is en ons het gekyk na die vorige 2 sessies daarvan. Ons het reeds gekyk na Jesus het gekom, Jesus het die wet vervul en deur sy genade gee dit vir ons die geleentheid om Jesus aan te neem. Ons hoef nie perfek te wees nie. Ons kan stikkend gebroken wees en deur sy genade kan ons Jesus aanneem. En as ons Jesus aanneem, kom woon die Heilige Gees binnekant in ons en bekragtig ons om meer heilig te kan lewe. Nou in hierdie geval wat in die boek van Judas gebeur is, hy het mense aangespreek wat hulle het Jesus aangeneem, maar nou het hulle genade uit balans uitgevat. Met ander woorde, hulle het basies aangehou lewe in 'n sondige leefstyl. Hulle het gesê wel okay, so hulle het spesifiek in seksuele immoraliteit geval. So hulle het Jesus aangeneem en hulle het gedink okay, nou is ek gered, maar nou kan ek aanhou met dit wat ek doen en wat verkeerd is. En dit is waar die verskil inkom is dat ons moenie genade uit balans uit verband uitruk nie. En dis hoekom ek hierdie prentjie ingesit het. Daar moet 'n balans wees tussen waarheid en genade. Wanneer ons Jesus aanneem, kan ons nie nou sê, okay, daar's genade, ek gaan nou net aanhou doen wat ek wil, en daar's genade en die Here gaan my vergewe nie. Die Here is baie, of hoe kan ek sê, daar's in baie boeke wat dit aangespreek is oor die genade, dat ons dit nie vanselfsprekend net moet neem en net moet aanhou in 'n leefstyl van wêreld nie. Want die feit is wanneer jy Jesus aanneem, lyk jy nie meer soos die wêreld nie. Jy het besluit om Jesus te volg en dis moet ons die waarheid begin volg wat die woord van God is. En ons kan nie meer soos die wêreld lyk nie. So wanneer Heilige Gees ons aanspreek oor sonde in ons lewe en jy weet die Heilige Gees sal jou aanspreek en jy weet wanneer die Here mens aanspreek oor iets, moet ons terugdraai en wegdraai daarvan. Ons kan nie aanhou lewe in 'n sondige natuur nie. Nou Romeine 6 vers 1 tot 4 sê vir ons, wat sal ons dan sê? Sal ons in die sonde bly dat die genade meer kan word? Nee, stellig nie. En julle hierdie is so kragtig.
Ons kan nie in die sonde bly dat genade meer kan word nie. Um Ons wat die sonde afgesterf het, hoe kan ons nog daarin lewe? Of weet julle nie dat ons almal wat in Christus Jesus gedoop is, in sy dood gedoop is nie? Ons is dus saam met hom begrawe deur die doop in die dood, sodat net soos Christus uit die dode opgewek is deur die heerlikheid van die Vader, ons ook so in die nuwe lewe kan wandel. So die dag wanneer ons Jesus aanneem, en wanneer ons deur daai dooppad gaan, het ons saam met Jesus, ons is saam in daai dooppad, ons het die ou mens afgelê en ons het opgestaan as 'n nuwe skepsel in Jesus Christus. En dus lyk ons nie meer soos die wêreld nie. Ons wil nie meer die sondige natuur, die vlees najag nie, maar ons wil gelei word deur die Heilige Gees in verhouding met die Here om meer soos Jesus te lyk. Judas 1 vers 4 sê, want sekere mense het ingeslyp wat lank tevore al opgeskryf is vir hierdie oordeel. Goddelose mense wat die genade van ons God verander in ongebondenheid en die enigste heerser God en ons Here Jesus Christus verloon. Met ander woorde, they take advantage of the grace of God. Hulle dink nou, okay, nou het ek Jesus aangeneem, ek is gered, maar hulle het nie hulle leefstyl verander nie. Hulle het genade, hulle het ja, soos ons hierdie laaste sinnetjie gesê het, dat die genade meer kan word. Hulle het net oor en oor in hulle sonde gelewe, net gedink, okay, daar's genade, daar's genade, daar's genade. Want op die einde van die dag, dan lyk jy eintlik nie, dan lyk dit nie eers of jy Jesus dan aangeneem het nie. So, in hierdie geval, lyk hulle nie eers soos of hulle Jesus aangeneem het nie, want hulle lewe het nie verander nie. Hulle verloon dan Jesus Christus, want hulle hou aan om 'n lewe te lei wat soos die wêreld lyk. En die feit is, wanneer ons Jesus aanneem en ons word gedoop in daai dooppad, lê ons die ou mens af en ons word 'n nuwe skepsel in Jesus Christus. En ons begin soos Jesus Christus te lyk. Ons begin wandel saam hom. Ek sê nie dat jy gaan alles, you will have it all together, no. En dit is die genade van die Here, maar ons mors nie met die genade van die Here nie. Ons kan nie aanhou lewe in 'n leefstyl van sonde en net sê daar's genade nie. Ons moet nie die genade uit verband uitruk nie. Daar moet 'n balans wees daarvan. God se genade vereis 'n lewenslange reaksie. So deur Jesus wat vir ons gegee was, hy is genade. En daai genade, that grace, wanneer ons aangeneem word deur genade, want ons kan niks doen deur ons eie werke nie. Deur sy genade vereis dit 'n lewenslange reaksie van ons af. Met ander woorde, wanneer ons Jesus aanneem, vereis dit dat ons 'n lewenslange, tot die dag wat ons doodgaan, 'n reaksie gee tot dit wat Jesus op die kruis gedoen het. Omdat Jesus op die kruis vir ons gekruisig was en opgestaan het, en ons het Jesus aangeneem, gaan ons hele lewe vorentoe nie meer lyk soos die wêreld nie, maar dit gaan lyk soos Jesus Christus. Ons gaan nie die genade, want dit is 'n duur prys. Jesus wat gekruisig was, dit was 'n duur prys. En die genade is nie goedkoop nie. So therefore, our life will represent Jesus. Daar's 'n reaksie wat van ons af verwag word. En die woord praat daarvan dat, as jy Jesus liefhet, moet jy sy woord nakom, sy gebooie, die woord van God. So dis ons hele lewe verander om soos Jesus te lyk. En dit verwag en dit vereis 'n lewenslange reaksie. Elke dag wat jy doen, maak saak. And how you represent Jesus en hoe jy in verhouding is met Jesus. So, ja, ons fokus bietjie op waarheid, genade en dan ook die wet en genade. So, dis nie vanuit 'n plek van wet, nou val ons weer terug in wettisme, ek moet dit en dit en dit en dit uit jou eie werke doen nie. Maar dit is, jy word gelei om te lewe deur die Heilige Gees. Want as jy 'n stel reëls kry, jy gaan sukkel om dit uit jou eie kragte te doen. Jesus wat vir ons gekom het eintlik, he is the power, hy is die krag. Die krag sit in Jesus in. En die genade van God bekragtig ons om heilig te kan lewe. So dit oorwin die sonde. Jesus is daai genade. Jesus is die krag. Jesus het die wet kom vervul.
Jesus bekragtig ons om te kan lewe in die Gees, om te kan lyk soos Jesus. Ons kan dit nie doen sonder hom nie. So die wet was 'n stel reëls gewees. Hier kom Jesus. Jesus vervul die wet en Jesus bekragtig ons om die woord na te kan kom, om te kan lyk soos Jesus. Anders was dit was net 'n stel reëls. Nou het Jesus gekom en hy bekragtig ons. Hy is daai krag. He's the power. The blood of Jesus is the power. Dit is waar die krag in sit om soos Jesus te kan lyk. Is deur Jesus. Ons nodig Jesus. Jesus is die mengsel van die hele storie. So ja, Titus 2 vers 11 tot 12 sê ons, van die reddende genade van God het aan alle mense verskyn en leer ons om die goddeloosheid en wêreldse begeerlikhede te verloon, ingetooi en regverdig en vroom in die teenswoordige wêreld te lewe. So Jesus se genade het aan almal verskyn en daai genade help ons en leer ons om nie meer soos die wêreld te kan lyk nie en dit verloon daai begeerlikhede van die wêreld, die sonde. En dis die manier hoe ons oorwin om soos Jesus te kan lyk. So ons speel nie met die genade van God nie. Wanneer ons Jesus aanneem, dan dra ons weg van die wêreld af. So ons moet heilig begin lewe. Ons moet meer lyk soos Jesus, 'n heilige lewe na te kan kom. Romeine 8 vers 1 tot 4 sê vir ons, want die nuwe lewe onder die genade, die gees van heiligheid en aanneming as kinders. Daar is dan nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie, vir die wat nie na die vlees wandel nie, maar na die gees. Want die wet van die gees van die lewe in Christus Jesus het my vrygemaak van die wet van die sonde en die dood, want God het, wat vir die wet onmoontlik was, omdat dit kragteloos was deur die vlees, deur sy eie seun Jesus in die gelykheid van die sondige vlees te stuur en dit ter wille van die sonde veroordeel in die vlees, sodat die reg van die wet vervul kon word in ons wat nie na die vlees wandel nie, maar na die gees. So Jesus is the way, he is the truth and he is the life. Jesus is die sleutel van alles. Jesus wat die wet kom vervul het ons kom bekragtig om soos Jesus te kan lyk. Wanneer ons Jesus aanneem, Jesus is die sleutel, Jesus is die mengsel, dat ons soos hom kan lyk, dat ons deur die gees kan wandel. Ons kan dit nie in ons eie kragte doen nie. Jesus empowers us and grace, onthou, Jesus is genade, so grace enables us to look like Christ, om heilig te kan lewe. So, laat ek nou in Afrikaans sê, so Jesus bekragtig ons, die genade van Jesus Christus, bekragtig ons, om heilig te kan lewe. So die genade is nie goedkoop nie, en ons speel nie met die genade nie. Die genade help ons om soos Jesus te kan lyk. Ja, so ek het net gevoel, ons moet bietjie kyk na die genade, want baie keer wat gebeur is, mense ruk het uit verband, they lean a lot on grace, hulle sal baie meer na die genade toe gaan, hoe kan ek sê, they will lean on grace, out of balance, en dan is dit soos, okay, maar wat van heiligmakende lewe? Die genade is daar sodat ons heilig kan lewe. So, mens moet nie net just lean on grace nie, van okay, dis okay, die genade sal dit net weer was, en skoon was, en al die goed. Deur die genade van Jesus, help dit ons, om soos Jesus te kan lyk, om heilig te kan lewe. So, dit vereis 'n reaksie van ons af, soos ek gesê het, it requires a response van 'n kind van die Here, 'n lewenslange respons, 'n reaksie, dat elke dag besluit ons lê ons lewe neer vir Jesus Christus, ons stel ons kruis op en ons volg hom. So dit verhouding, dit kom uit 'n plek van verhouding, nie werke nie, maar dit verg werk om in verhouding te wees. So om die regte keuses te kan maak, om soos Jesus te kan lyk, maar ons kan dit nie doen sonder Jesus nie, ons kan dit nie doen sonder die krag van die Heilige Gees nie, want dit is die krag van die Heilige Gees wat ons bekragtig om heilig te kan lewe. Ons kan dit nie uit ons eie werke doen nie, dis onmoontlik. En dis ons moet nie die genade net, ja, soos jy gesê het, ons gaan nie in die sonde bly nie, ons kan nie net met die genade speel nie. Wanneer jy besluit jy neem Jesus aan, you're all in it, it's all or nothing. You either follow Jesus or you don't.
En die boek van Openbaring praat ook daarvan dat ons kan nie lauwarm wees nie. Jy's of koud of warm. Jy kan nie intussen wees nie. Ons kan nie op die hek sit nie. Of jy volg Jesus of jy doen nie. Dis of albei voete agter hom aan of nie. Ons kan nie lauwarm wees nie. So ons moet heilig begin lewe en ons moet lyk soos Jesus. Alraai, julle daai het nou baie ernstig geraak. Maar ek moet die leiding van die Heilige Gees volg en wat hy wil deur my bedien. En ja, ek wou net baie graag op daai onderwerp aangeraak het. En julle sal sien die boek van Judas het nou baie gefokus daarop en deur die hele boek van die Nuwe Testament fokus die Here daarop ook. So ja, it requires a response from us when we follow Jesus. Um Alright, so nou gaan ons kyk na die heel laaste boek van die woord van God en dit is die boek van Openbaring en ek wil bietjie dieper fokus hierop want baie mense sukkel om die boek van Openbaring te lees. Dit voel Grieks vir hulle. En ek wil net so 'n bietjie fokus op die boek van Openbaring net om jou al 'n raamwerk te gee dat dit vir jou dit dalk bietjie makliker kan maak wanneer jy die boek gaan oopmaak. Dat jy net daai struktuur sal verstaan. En ja, ons kan obviously in 'n baie dieper Bybelstudie gaan in die hele boek, maar ons gaan nou net raak op 'n paar goedjies. So, die boek van Openbaring is geskryf deur die apostel Johannes, Johannes die Geliefde. So hy het nog 'n boekie geskryf en dis rondom 81 en 96 na Christus geskryf. So die boek van Openbaring is die openbaarmaking van Jesus Christus. En die rede hoekom ek dit nou hier sê in die begin is daar's mense wat die boek van Openbaring heeltemal uit verband uitruk en mense begin meer fokus op die tekens en wanneer Jesus Christus terug gaan kom en hulle fokus so op al hierdie goeters dat hulle vergeet om te fokus op Jesus Christus wat die middelpunt is. So die rede hoekom ek sê is die boek van Openbaring is die openbaarmaking van Christus. So as jy die openbaarmaking van Jesus Christus van hierdie boek, as jy dit mis, dan mis jy die hele boek. As jy net fokus op tekens en dit moet gebeur en dat moet gebeur in die eindtyd en dit wat nog voor lê totdat Christus gaan terugkom, want Jesus Christus gaan terugkom in die tweede verskyning. Nou ek hier's 'n versie wat ek ingesit het, dink ek, wat ek gaan kyk ja hieronder. Handelinge 1 vers 11 sê hierdie Jesus wat van julle opgeneem is in die hemel. Nou onthou dis toe hulle daar al die disippels daar gestaan het, dis toe Jesus opgeneem was hemel toe. Toe sê dit hierso hierdie Jesus wat julle hier gesien het wat opgeneem is in die hemel sal net so kom soos julle hom na die hemel sien wegvaar het. So hy gaan terugkom. Jesus gaan terugkom, daar's 'n tweede koms wat voorlê. Waar Jesus gaan terugkom en hy gaan sy bruid kom haal en dit gaan die punt wees waar daar nie meer aarde gaan wees nie, daar's hel, you either gonna be in hell or you're gonna be in heaven. Wie jy gevolg het, wie jy gekies het, het jy Jesus gevolg. Die wat Jesus nie aangeneem het nie, dis real. Daar is 'n hel, daar is Satan. Hierdie goed is it's real en as jy nie Jesus gevolg het nie, ja, dan op die einde van die dag hierdie goedjies gaan gebeur en tot vervulling kom en daarom die verantwoordelikheid wat so op ons rus is dat ons die werk van God gaan versprei in die evangelie. Want ek wil almal in die hemel sien. Ek wil hê almal moet eendag in die hemel kom. Ek wil hê almal moet bevryding hê en almal moet vry wees en Jesus aanneem en die ewige lewe smaak en proe. En dis hoekom die verantwoordelikheid so groot op ons rus om die werk van God te kan doen. So ja, die boek van Openbaring, as jy Jesus Christus mis in hierdie boek, dan mis jy die hele boek. So, dis hoekom ek sê baie mense fokus op wat moet nog gebeur en hulle is baie gefokus op die tydlyn en ja, alles is daar, die tydlyn en al daai goeders word vir ons gegee, die son en die maan en al die sterre en al daai dinge as 'n tydlyn en seisoen van wanneer Jesus gaan kom. Maar as jy Jesus mis, as jy mis om voorberei te word
Want dit is die ultimate goal, dis om meer soos Jesus te lyk, ons om meer heilig te raak in verhouding met die Here. So as jy mis om te werk op jou eie lewe, om vrug te dra in Jesus Christus, dan het ons alles gemis. En ons fokus meer op die voorbereiding van die bruid. Dis die belangrike deel. Ons is die bruid en ons moet voorberei word om soos die bruid te kan lyk, dat ons reg is, skoon, heilig, reg, op ons plek. Die voorbereidingsproses is soveel belangriker as wat nog gaan gebeur. So, ja, die boek van Openbaring gee vir ons belangrike waarhede. Dit openbaar vir ons die anti-kris en wys God se oordeel en wys vir ons die rampspoed op aarde. Openbaring in Grieks vertaal is apocalypse. Die woord beteken onthulling of revealing, unveiling. So met ander woorde, dit openbaar. En dit is waar Jesus het met apostel Johannes kom praat en gesê, hierdie boek moet in die boek van Openbaring geskryf word, al die profetiese woorde en alles. En ek meen selfs die woord sê in Openbaring, 1 vers 3 sê dit salig, geseënd is hy wat die woorde van hierdie profetiese woorde lees, wat die boek van Openbaring lees, en die wat hoor en bewaar wat daarin geskrywe is, want die tyd is naby. So, jy is geseënd wanneer jy hierdie boek lees. You will be blessed. En die belangrikste is, wanneer jy Jesus in het insien, aanhoudelik, you will be blessed. Maak jy saak wanneer Jesus kom nie, want niemand weet wanneer Jesus kom nie, net die Vader alleen weet wanneer Jesus terug gaan kom. Maar die feit van die saak is dat as jy hierdie woorde bewaar en hoor en dit val in jou hart en jy word voorberei as die bruid. In Matteus praat dit daarvan die 10 maagde en net 5 was voorberei, net 5 het olie gehad. Dis nie net goed genoeg om Jesus aan te neem en dit stop daar nie. Nee, ons moet in verhouding met Jesus wees, ons moet voorberei word om soos Jesus meer te kan lyk, om reg te wees wanneer Jesus kom. Dit is soos 'n troue, as jy 'n troue beplan, al jou moeite en effort gaan in daai troue wat jy beplan, jy wil hê alles moet perfek wees, die rok, die gremering, die hare, elke persoon wat hy dra, die hele venue, alles moet perfek wees. En dis presies wat gebeur, ons word voorberei as die bruid, vir Jesus Christus wat die bruidegom is, tot wanneer hy ons kom haal. En so die belangrike deel van die boek van Openbaring is dat jy Jesus Christus sien in alles, en dat jy voorbereid word vir wanneer Jesus kom, en ons weet nie wanneer dit is nie. Die woord self sê ons moet gereed wees, enige oomblik van tyd. Jesus kan kom soos 'n dief in die nag, sê Jesus in die woord. Ons moet reg wees. So die boek van Openbaring is gebeure wat nog moet plaasvind. So as jy kyk na die boek van Openbaring, daar's baie profetiese woord wat in die boek van Openbaring gegee is. Openbaring 1 vers 1 tot 2 sê vir ons die openbaring van Jesus Christus wat God hom gegee het. Nou dit is nou aan apostel Johannes. Om aan sy diensknegte te toon wat gou moet gebeur en wat hy deur die sending van sy engel aan sy dienskneg Johannes te kenne gegee het, wat getuig het van die woord van God en die getuienis van Jesus Christus, alles wat hy gesien het. So hier kom het weer terug, wat getuig het van die woord, dit is Jesus, die woord van God en die getuienis van Jesus Christus. So it's all about Jesus, en het sê, dit wat nog moet gebeur in ons profetiese woord wat gegee is, in die boek van Openbaring, maar die belangrikste is dat ons nie Jesus mis in die hele boek van Openbaring. Ons kan daar's baie mense, hulle kry al die profetiese woord en openbaarmaking van dit moet nog gebeur en dit, maar as ons Jesus mis in dit, dan mis ons alles. So, daar is baie verwysings in die boek van Openbaring na die Ou Testament. So, ja, daar's ook iets by wat ek wil bysê wat jou sal help om die boek van Openbaring te verstaan is wanneer jy ook die ander boeke gelees het van die Bybel. So, om die boek van Openbaring ook te verstaan, help dit jou, dit gaan jou baie help om die ander boeke van die Bybel te gaan lees, insluitend die Ou Testament, om die boek van Openbaring te kan verstaan. Maar daar word baie kruisverwys na die Ou Testament en na die ander boeke van die Bybel. So, al daai gaan jou net help om die boek van Openbaring te kan verstaan.
So dit help wanneer jy deur die ander boeke gewerk het en ook die Ou Testament, want daar word baie verwys, 'n baie kruisverwysing na die Ou Testament toe en na die ander boeke toe en alles smelt half saam om dan die boek van Openbaring te verstaan. En jy gaan dit ook sien wanneer jy deur die woord van God werk. Dit help wanneer jy ander dele in die Bybel gaan lees. Dit smelt so saam. Dit praat met mekaar. Die hele boek, die hele Bybel is geïnspireer deur die Heilige Gees. En dit is die woord en alles kom by mekaar van die begin tot die einde. So wanneer 'n mens alles saam lees, jy begin die puzzle te bou en jy sit elke puzzletjie by mekaar, gaan jy meer en meer verstaan en die Here gaan vir jou oopbreek en die Heilige Gees gaan vir jou die woord van God oopbreek. So, net om 'n raamwerk vir die boek van Openbaring te gee, hoofstuk 1 vers 19 sê, skryf die dinge op wat jy gesien het, die wat is en sowel as die wat gaan gebeur. So, hoofstuk 1 van die boek van Openbaring gaan oor wat Johannes gesien het. Dan dit wat is hoofstuk 2 en hoofstuk 3 van die boek van Openbaring. En dit wat nog moet gebeur, begin by die hoofstuk 4 tot en met hoofstuk 22. So dit gaan jou half 'n raamwerk gee. Dit is dit wat gesien is, dit wat is in the present en dit wat nog moet gebeur, profetiese woord wat nog moet uitspeel. So hierdie gaan vir jou net half 'n bietjie van 'n raamwerk gee want baie keer as 'n mens nou soos die eerste keer toe ek die boek van Openbaring oopgemaak het, dit my baie oorweldig en ek soos wat gaan aan hier en ek weet nie waar wat alles inpas nie. So dit help net om my struktuur te kan sien van wat hy oor gepraat het, wat is op die oomblik in die huidige tyd en wat nog moet gebeur. Nou ek wil bietjie fokus op hoofstuk 2 en hoofstuk 3. Dit is basies dit wat is. So Apostel Johannes, hy was in ballingskap op Patmos, terwyl hy aan hierdie briewe aan hierdie 7 gemeentes in Klein-Asië gestuur het. So hy was in ballingskap in Patmos terwyl hy hierdie briewe geskryf het aan 7 kerke. En dit is in hoofstuk 2 en hoofstuk 3. So julle gaan sien daar word van 7 kerke gepraat in die Bybel. Nou ons is die kerk van God. Die liggaam van Christus, ons is die kerk van God van vandag. Met ander woorde, ons val in hierdie 7 kategorieë, in hierdie 7 kerke in. Nou, ons is die hele tyd in 'n proses om meer soos Jesus te lyk. So ons is nie perfek nie en daar's goeters wat die Here ons op uitwys om meer soos Jesus te lyk. So hy het basies 7 kerke aangespreek en gesê, dit is Jesus wat dit in hom geopenbaar het. Dit is wat julle reg doen, maar dit is wat julle nog gaan sukkel. En hy het half hierdie kerke in kategorieë gesit. En dit is ons. Dit is ons wat moet fokus dat ons meer soos Jesus kan lyk. As daar enige iets tekortkoming in ons lewe is, dat ons meer soos Jesus kan lyk. Want die woord sê, ons Vader in die hemel tugtig ons. Nou, as jy mamma of 'n pappa is, as jy nie jou kind tugtig nie, meen dit jy het nie jou kind lief nie. Maar as jy jou kind tugtig, dan meen dit jy het jou kind lief. En dis presies wat ons Vader in die hemel met ons doen. Ons Vader het ons lief en daarom tugtig hy ons. So die Here gaan jou kom aanspreek in jou lewe as jy sukkel met goedjies wat in sonde is. Of hy wil hê jy moet meer vrug dra in 'n sekere area van jou lewe. As hy dit nie doen nie, dan is hy nie 'n vader nie. So mens word aangespreek deur jou vader, want ek meen dit is wat 'n goeie pa en 'n ma doen, is hulle leer hulle kind om sekere goedjies reg te doen uit 'n plek van liefde. Hulle tugtig hulle kind, want hulle het hulle kind lief. Hulle wil sien hulle kind moet suksesvol wees en moet geseënd wees en moet die regte dinge doen in die lewe. So dis presies wat ons Vader in die hemel doen. So hy het 7 kerkie aangespreek en dan gaan gou-gou vinnig deur hulle draf. Dis die kerk van Efese. Hier het hulle aangemoedig omdat hulle volhard het in die werk van God. So hierdie kerk was baie besig met die werk van God. Hulle het so volhard, maar hy het hulle uitgedaag omdat hulle hul eerste liefde verloor het. Nou baie keer dan dink ek aan die storie van Martha en Maria. Martha was die een wat rondgehardloop en al die werk gedoen het, maar Maria het by die voete van Jesus gesit. Daarom moet daar altyd 'n balans wees, dat wanneer ons God se werk doen, dat dit nie uit 'n plek kom van net gewoonte nie,
Want hulle het gevolhard in die werk van God. Hulle het amazingly alles gedoen wat hulle moes, maar hulle het hulle eerste liefde verloor. Hulle het daai gedeelte gemis om by die voete van Jesus te gaan sit soos Maria, om in verhouding in 'n plek van liefde te wees en alles uit 'n plek van liefde te doen. Want die woord het ook vir ons gesê, onthou julle toe ons na die skriffie van liefde gekyk het, dat as jy kan alles doen, jy kan mense help, jy kan goed wees teenoor hulle, jy kan mense geld gee, jy kan mense dit en dat, jy kan in tale praat, jy kan profetiese woord gee, maar as jy die liefde nie het nie, dan is jy 'n klinkende simbool. En dit is hoe die Here hierdie kerk aangespreek het. So hierdie 7 kerke wat Johannes hier aanspreek, wat Jesus deur hom gepraat het, is eintlik so amazing en dit hou ons in lyn in verhouding met die Here, dat ons die regte pad stap saam met Jesus. That we walk the narrow road with God. Dat die Here is constantly besig om ons uit te wys en ons te help en reg te help. He's a guide. Hy guide ons, hy lei ons, hy help ons, hy comfort ons, daar's alles. He's a loving God because out of love he does this. Want hy wil hê goedheid en guns moet ons net volg. So daarom hy doen dit uit 'n plek van liefde. So ons kan al die werk van God doen, maar as ons die liefde nie het nie, en ons eerste liefde verloor het, die belangrikste van alles, dan doen ons alles verniet. Hier het hy die kerk van Smyrna aangespreek. Hierso het hy gesê, Jesus ken hulle werke, verdrukkinge en armoede, maar die kerk is ryk. Die kerk is dalk fisies arm, maar ryk in die gees. Hulle is gewaarsku dat vervolging op pad is, maar Jesus sal hulle die oorwinning gee. So die kerk het dalk arm gelyk, maar hulle was baie ryk in die gees. Fisies het hulle dalk gesukkel, en daar is dalk, ek dink persoonlik, die kerk is so opverdeel in die hele wêreld. Daar is lande waar dit so sleg met hulle gaan, hulle sukkel, ek meen, jy weet, regtig sukkel in armoede, maar hulle is so ryk in die gees. Hulle volg Jesus met hulle hele hart, en hier het hy gesê, hy gaan vir hulle oorwinning gee, en dit is eintlik 'n bemoedigende woord. As jy dalk daai kerk is, dat jy weet, as jy sukkel, maar fisies en jy weet, finansiëel, maar jy's eintlik ryk in die gees, en jy volg Jesus, dan is jy ryk. En hierso bemoedig die Here eintlik net hulle aan en sê, hy gaan vir hulle oorwinning gee. So ek dink persoonlik, hierdie kerke is so versprei oor die wêreld, ons almal val altyd in 'n gedeelte of in 'n kategorie in 'n seisoen, of ek sal sê, redelik lank in 'n van daai kerke. En dan kom die Here en hy kom help ons reg, en hy corrects us, hy bring teregwysing, en hy doen dit uit 'n plek van liefde. Dan is hier die kerk van Pergamus, wat sê die kerk het getrou gebly in hulle geloof, maar hulle self oorgegee aan seksuele immoraliteit. Ons kan al die geloof hê moontlik in Jesus glo, en ons kan berge versit, maar as ons in sonde verval, wat help dit jy die geloof? Ons wil heilig lewe en soos Jesus lyk. Dan die kerk van Thyatira, Jesus ken die werke en die liefde en die diens en geloof en die lydsaamheid van hierdie kerk en hulle werke. En dat die laaste meer is as die eerste van die kerk, maar dat Jesus het enkele dinge teen die kerk, dat die kerk die vrou Isabel, wat haarself 'n profetes noem, toegelaat het om te leer en sy diensknegte te verlei om te hoereer en afgodsoffers te eet. Baie teregwysing, streng woord van die Here wat aan hierdie kerk gekom het. Dan die kerk van Sardes, die kerk het 'n reputasie as sterk en lewendig, maar eintlik is hulle dood en moet ontwaak word. Nou hier is baie gevaarlik. Die kerk lyk lewendig en alles, maar intussen is hulle binnekant hulle geestelik dood. Die kerk van Philadelphia, hierdie is 'n kerk wat nie negatiewe kommentaar gekry het nie. Nou hierdie is die kerk wat ons na toe strewe. Die kerk is aangemoedig om elke geleentheid wat God gee aan te gryp, ondanks teenkanting. Niemand kan die deur toemaak nie, want dis 'n oop deur van God af. Die kerk het min krag, maar sterk in God en het God se woord bewaar en sy naam nie verloon nie. Nou hierdie is ons strewe na dit toe. Ons wil alles moontlik in God se wil instap.
en in die leiding van die Heilige Gees en soos Jesus lyk, nie net die werke van God te doen en mense te leer en toe te rus in die werk van God en te lei na Jesus nie, maar ook ons eie lewens moet vrug dra. En hier sê Jesus self, as hy die deur oopmaak, kan niemand anders dit toemaak nie. So, een ding wat ek jou kan aanmoedig is, moenie kyk na die mense om jou en hoe hulle dit doen en die een is daar in sy lewe, elkeen verskil in hulle geestelike stap met die Here. Elkeen het 'n roeping om iets uit te leef. Moenie jou lewe vergelyk met iemand anders te nie. As jy in die wil van God lewe, dis die belangrikste. Jy moet in die wil van God lewe. Lewe moet in God se wil wees. En God kan besluit waar hy jou gebruik en hoe en wanneer en waar en die belangrikste is om in verhouding met die Here te bly, soos Maria by sy voete en dan uit te gaan waar die Here jou ook al stuur wat jy moet doen, want as God die deur oopmaak, kan niemand daai deur toemaak nie. En dan die laaste kerk, Laodicea, hy sê aan hierdie kerk, 'n stad wat bekend is vir sy bankwese, klere en oogsalf. So dis 'n baie ryk kerk gewees. En hy sê, Jesus sê hulle is nie warm of koud nie, maar lou. En omdat die kerk lou is, sal Jesus hulle uit sy mond uitspuug. Nou hierdie kerk die ekonomie was goed, of hierdie stad wat hulle in was, dit was amazing en hulle het al die rykdom en alles gehad, baie bekend vir die bankwese en klere en alle goed, maar hulle was louwarm, hulle was nie warm of koud nie. Hulle was in die middel, hulle het nie al twee voete agter Jesus aangehardloop nie, maar was een voet in die wêreld en een voet agter die Here aan. En hierdie is 'n waarskuwing aan hierdie kerk. So dus, julle, moet ons gereed wees as 'n bruid vir haar bruidegom. Ek het dit al reeds genoem, maar Matteus 24 vers 42 sê, waak dan, omdat julle nie weet watter uur julle Here kom nie. Openbaring 3 vers 20 sê, kyk, ek staan by die deur en klop. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal ek ingaan na hom toe en saam met hom maaltyd hou en hy met my. Nou, hierdie is nie net vir 'n unbeliever nie. Hierdie is ook vir die believer. So as jy 'n kind van die Here is, hy kom klop elke dag aan jou deur. En as jy jou deur oopmaak, gaan hy maaltyd met jou hê. En dis hoekom dit 'n verhouding genoem word. Ons elke dag maak ons die deur oop vir Jesus, sodat so that we can commune with him, dat ons om sy tafel gaan sit elke dag. So hierdie is die boek van Openbaring en daar word baie uitgelig van as ons as kerk, wat gebeur het, wat is en wat nog gaan gebeur. En jy kan lekker gaan sit en in diepte gaan en Bybelstudie doen uit die boek van Openbaring. Ek wou net 'n paar goed uitlig wat vir my belangrik is en wat vir jou struktuur gaan gee. In hierdie boek praat Johannes gebruik baie simbole. Hy gebruik simbole om goeters 'n prentjie te skep. So nie alles word gevat van selfsprekend nie. Hy praat dalk van 'n gesig van dit of dat en is 'n simbool vir iets. So dis hoekom ek sê dit help ook as jy die ander boeke lees en dit verstaan wanneer jy ook by die boek van Openbaring kom en die Heilige Gees sal die woord vir jou oopbreek wat jy moet sien en wat jy moet verstaan in hierdie boek. En jy gaan sien, soos jy met tyd aan beweeg, gaan jy dit net beter en beter en beter verstaan. Die belangrikste is dat ons moet reg wees as 'n bruid. Dat Jesus kan enige tyd kom, nie net wanneer hy gaan kom om die kinders te kom haal nie, maar ek meen, ons is nie gegarandeer dat jy die dag van môre gaan lewe nie. Ons weet nie wat die dag van môre inhou nie. Ons lewe so lewe asof vandag ons laaste is, want Jesus kan enige tyd kom. So, dit is die boek van Openbaring. Ek wil net bietjie dieper ingaan, bietjie struktuur gee rondom die boek van Openbaring. En ja, die Bybel daar's 'n begin, daar's 'n storie, en dan is daar nie 'n einde nie, maar ons weer begin. En dit is wat die boek van Openbaring is. Die boek van Openbaring wys vir ons dat daar weer begin is. En ek dink dis awesome julle, want het julle al ooit 'n boek gelees en dan kom jy tot die einde en sê soos, dit is so, jy weet, dis eintlik nou 'n pity dat jy by die einde gekom het van die boek, want jy voel jy kan hom weer lees en jy wil eintlik nie weet wat die einde van die storie is nie, want jy wil hom weer lees as jy hom nou weer vir die eerste keer lees. Want dit is so opwindend. En die woord van God is net, dis amazing, want daar's 'n beginpunt, daar's 'n hele storie en 'n proses,
en dis jou lewe. En daar's nie 'n einde nie, want die dag wanneer mens jou laaste asem uitblaas, is die dag wanneer jou lewe weer, wanneer ons 'n nuwe lewe begin, in die hemel. En kyk, die dag wanneer jy Jesus aangeneem het 'n nuwe lewe begin. Want onthou, ons moet nie wag tot ons in die hemel kom nie. Die Here het reeds vir ons woord gegee, waarheid en beloftes gegee, en ons moet daai beloftes in ons lewe intrek saam met God. Ons moet dit uitlewe. Jesus bless ons en hy's met ons en ons doen hierdie lewe saam met hom. Dis 'n journey. En ons moet nie wag tot ons in die hemel kom nie. Hy gee al hierdie beloftes nou en ons moet dit saam met hom lewe. Sy beloftes is ja en amen. En as jy die woord lees en dit sê daar's genesing in Jesus naam en jy glo dit met jou hele hart, dan gaan jy genesing ontvang. So die woord moet nou al deel van ons lewe vorm. Dit transformeer ons nou, dit berei ons voor vir die dag wanneer Jesus kom. So, maar die amazing gedeelte is, dat daar's nie 'n einde nie. Die einde is die begin eintlik. Daar's nie 'n einde nie. So die dag wanneer mens ook jou laaste asem uitblaas, gaan ons 'n nuwe lewe hê, saam met die Here, en ons gaan 'n nuwe tentwoning gegee word, ons gaan 'n nuwe liggaam kry, en ons gaan saam met Jesus lewe. En julle sal sien in die boek van Openbaring, dit praat van die nuwe Jerusalem. En so kom ek sê, wanneer jy die boek van Openbaring gaan lees, daar's soveel wat jy gaan ontdek en lees, en daar's net so baie in die boek van Openbaring. Hy hardloop baie aan hand in hand met al die ander boeke van die woord, veral Jesegiel, Daniël, eintlik al die boeke, want alles vorm saam tot op 'n punt. Mens moet die hele boek lees, die hele Bybel lees, van die begin tot en met die einde. En die woord moet deel van ons vorm. Jesus is die woord en Jesus woon binne in ons. Die Heilige Gees lewe binne in ons. En ons begin soos die woord te lyk. So ja, julle, hierdie is nou die laaste deel van hierdie Bybelstudie fondasie. Ek het 'n laaste slide ingesit en ek gaan dit beskikbaar maak, deel van my notas. Daar's maar net 'n paar skriffies op die woord van God. Hoe belangrik dit is dat ons nie die woord verdraai nie. Ons kan nie wegneem van die woord nie, ons kan ook nie byvoeg nie. Ons kan ook nie dit net tot ons eie verdraaiing bring, en daar's mense wat baie keer skrif verdraai om vir hulle voordeel of hulle ore te tikkel. Maar die woord is kragtig en die woord is van God af en dit is die hoogste gesag. So ek het 'n paar skriffies hier ingesit en ek sal dit beskikbaar maak op die notas wat ek deel op my WhatsApp channel. So daar is die einde van hierdie Bybelstudie fondasie. Ek hoop dat julle dit baie geniet het. En ja, dat hierdie hele Bybelstudie fondasie julle so kom seën. Ek wil graag 'n gebed doen oor jou. En ja, net 'n seën afbid. So Abba Vader, ek dankie vir elke persoon wat deel was van hierdie Bybelstudie fondasie werkswinkel. Ek bid 'n seën af oor elke persoon dat hulle meer honger sal raak vir U en wie U is. Dat hulle die woord sal lees want hulle wil weet wie is God. Want God woon binne in my. En Abba Vader, ek bid sodat U hulle sal lei in die woord en dat die Heilige Gees die woord verder vir hulle sal openbaar en Here, dat hulle hierdie fondasie sal vat en dat dit in hulle hart sal val en 'n goeie fondasie sal gaan lê en dat dit sal groei en dat hierdie saad in hulle hart net sal groei en groei en groei. Abba Vader, ek dank U en loof U en prys U groot naam. Dankie dat U ons aangeneem het as U kinders en help ons om meer te lewe en meer te kan lyk soos Jesus, om 'n heiligmakende lewe te lewe. Lei ons in die woord, wees 'n brood vir ons elke liewe dag. En dankie Here dat ons deel kon wees van hierdie werkswinkel, dat U my mond kon gebruik om hierdie fondasie Bybelstudie te kon aanbied. En Here, ek bid dat U so ver met ons sal wees in die volgende seisoen wat voorlê. En ek bid 'n seën af vir elke liewe persoon en dat hulle ontmoetings met U sal hê soos van nog nooit van tevore nie. Dat hulle U sal kan ontmoet in U woord en dat die woord so oopgebreek sal word in hulle binneste dat hulle sal meer lyk soos Jesus en dat hulle 'n dieper verhouding met U sal begin stap en net meer en meer en meer in verhouding met U sal wees.
Ek dank U daarvoor en ek bid ook genees die dele van hulle lewens en hulle areas van hulle lewens wat hulle genesing nodig. Dat U woord is ja en amen en dit is die waarheid van God. En dis so my gebed in Jesus naam alleen. Amen. Alright julle, mag julle 'n geseënde week hê. Dankie dat julle deel van hierdie Bybelstudie kon wees en stuur dit aan vir mense wat julle voel hierdie werkswinkel hulle sal help. Stuur die YouTube video's aan vir hulle in die notas en ja, mag jy dit geniet om in jou eie tyd deur hierdie te werk en dat jou net sal seën en die Heilige Gees jou mooi sal lei. Alright julle, bye bye.